Goeiedag almal, ek is Mannie van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 26ste Junie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: Madlanga Kommissie, Kat Mantlala pleit skuldig op korrupsieklagtes. Jou volle storie is hier. Nog berigte: mense moet gaan werk op 30 Junie volgens die president. Brandstofpryse kan daal by R3 per liter. Alina, die gunsteling op dames, Wimbledon. Protea dames wen gemaklik teen Nederland in T20 wêreldbekerwedstryd. Mzumzi Kat Mantlala het ingestem om skuldig te pleit op al die aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery wat spruit uit die omstrede 228 miljoen SAPD gesondheidsdienste tender. Sy saak is van sy medebeskuldigdes geskei nadat sy regspan en die vervolgingsgesag 'n pleitooreenkoms bereik het. Volgens die ooreenkoms sal Mantlala volledig met ondersoekers saamwerk en inligting verskaf oor die beweerde korrupsienetwerke wat ondersoek word. Dit beteken, hy kan as 'n staatsgetuie teen verskeie senior polisiebeamptes en ander beskuldigdes getuig. Die staat hoop sy getuienis sal help om die beweerde rolspelers wat by hierdie tenderbedrog betrokke was, suksesvol te kan vervolg. Die omstrede tender het reeds tot strafregtelike klagtes deur verskeie senior SAPD amptenare gelei en vorm ook deel van die getuienis voor die Madlanga Kommissie wat aangehoor is. Die kommissie ondersoek beweringe van korrupsie, politieke inmenging en georganiseerde misdaad binne die strafregstelsel. Mantlala se erkenning van skuld kan 'n belangrike deurbraak vir die volgingsgesag wees. Regskenners meen sy getuienis kan nuwe besonderhede bloot lê oor hoe die tender toegeken is, wie daarby baat gevind het en of senior amptenare die proses onregmatig beïnvloed het. Twee voormalige lede van die apartheid-era veiligheidsmagte het in die hof verskyn op aanklagtes wat verband hou met ernstige misdade wat hulle na bewering in opdrag van die voormalige vlakplaasbevelvoerder Eugene de Kock gepleeg het. Die saak hou verband met beweerde ontvoerings, marteling en moorde wat gedurende die 1980s plaasgevind het. Die staat voer aan dat die beskuldigdes deel was van geheime veiligheidseenhede wat politieke aktiviste geteiken het tydens die apartheidsera. Die hofverrigtinge vorm deel van die breër poging om onopgeloste apartheid-era misdade te ondersoek en verantwoordbaarheid te verseker. Baie van hierdie sake is nog nooit volledig ondersoek nie, ondanks getuienis wat jare gelede voor die Waarheid en Voorsieningskommissie gelewer is. De Kock wat destyds die berigte vlakplaas eenheid gelei het vroeër in die jaar ook tydens hierdie ondersoek na die moord op die Kraddock 4 getuig. Hy het uitgebreide getuienis gelewer oor die werking van die veiligheidsmagte en die bevelstrukture van daardie tyd. Die Suid-Afrikaanse motoriste kan vanaf die begin van volgende maand 'n welkome verligting by die brandstofpompe ervaar. Volgens die jongste ramings kan die prys van petrol met tot R3 per liter daal, terwyl diesel met sowat R4 per liter goedkoper kan word indien die huidige marktoestande verder sal voortduur. Die verwagte daling word hoofsaaklik toegeskryf aan 'n swakker internasionale ruolieprys en 'n sterker rand teenoor die Amerikaanse dollar. Wanneer die oliepryse daal en die rand versterk, betaal Suid-Afrika minder vir ingevoerde ruolie en brandstowwe, wat uiteindelik tot laer plaaslike brandstofpryse lei. Indien die daling gerealiseer word, sal dit nie net motoriste se sakke spaar nie, maar ook die vervoersektor bevoordeel. Vragvervoerders, boere en ondernemings wat op diesel staat maak, sal minder aan brandstof bestee, wat die druk op bedryfskostes verder sal kan verlig. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrikaners verseker dat die regering deeglike voorsorgmaatreëls getref het om veiligheid op 30 Junie te verseker. Hy het beklemtoon dat die dag 'n gewone werksdag moet wees en dat mense hulle daaglikse bedrywighede met vertroue kan voortsit. Die president sê die land se veiligheidsmagte is ten volle voorberei om enige ontwrigting te hanteer. Lede van die polisie, weermag waar nodig en ander wetstoepassingsagentskappe is op 'n hoëgereedheid grondslag geplaas om openbare orde te handhaaf en die veiligheid van inwoners ook te beskerm. Ramaphosa het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om kalm te bly en nie deur gerugte of ongeverifieerde inligting op sosiale media beïnvloed te word nie. Hy het gesê die regering respekteer die reg op vreedsame proteste, maar dat enige vorm van geweld, plundering, intimidasie of beskadiging van eiendom nie geduld sal word nie. Laura de Jesus, wat 33 jaar oud is, 'n Brasiliaanse burger, is in die Bellville streekhof tot 5 jaar direkte tronkstraf gevonnis nadat sy skuldig bevind is aan die besit van dwelms. Die hof het bevind dat sy onwettige verdowingsmiddels in haar besit gehad het, waarna sy vervolg en uiteindelik gevonnis is. Die vonnis vorm deel van die owerhede se volgehoue pogings om dwelmhandel en dwelmsmokkelary in Suid-Afrika hok te slaan. Wetstoepassingsowerhede sê die saak beklemtoon hulle vasberadenheid om streng op te tree teen persone wat by dwelmverwante misdade betrokke is.
Hulle waarsku dat Suid-Afrikaanse howe swaar strawe oplê aan mense wat skuldig bevind word aan die besit, vervoer of smokkel van onwettige dwelms. Die owerhede het die publiek ook aangemoedig om enige verwante dwelmaktiwiteite by die polisie aan te meld, sodat verder optredes geneem kan word. Die skuldigbevinding en vonnis word as nog 'n sukses in die stryd teen georganiseerde dwelmmisdade beskou. Die Israeliese regering sê sy magte sal nie uit die suidelike van Libanon onttrek voordat die Hezbollah ontwapen en gedemilitariseer is nie. Die standpunt is herhaal te midde van Amerikaans bemiddelde onderhandelinge tussen Israel en Libanon oor 'n moontlike veiligheids- en vredesooreenkoms. Volgens Israel bly Hezbollah 'n ernstige veiligheidsbedreiging vir hierdie land se noordelike grense. Die regering voer aan dat enige onttrekking eers kan plaasvind wanneer die Libanese Armed Forces beheer oor die gebied geneem het en verseker dat Hezbollah nie meer militêre of infrastruktuur of wapens in hierdie grensgebied het nie. Die aantal kliënte wat sukkel om hulle lenings terug te betaal, het by die meeste van die Suid-Afrika se grootste bankgroepe toegeneem. Dit volg na maande van hoë lewenskostes, duur krediet en aanhoudende ekonomiese druk wat talle huishoudings se finansies onder druk geplaas het. Banke sê al hoe meer kliënte raak agterstallig met betalings op huislenings, voertuigfinansiering, persoonlike lenings en kredietkaarte. Hoewel die situasie van bank tot bank verskil, toon die jongste finansiële verslae dat slegte skuld en kredietverliese by verskeie instellings toegeneem het. Volgens ekonome is die stygings nie onverwags nie. Baie huishoudings spandeer 'n groter deel van hulle inkomste aan kos, vervoer, elektrisiteit en ander noodsaaklike uitgawes wat minder geld oorlaat om hulle skulde te diens. Banke beklemtoon egter dat hulle steeds sterk gekapitaliseer is en voldoende voorsiening maak vir moontlike kredietverliese. Hulle moedig kliënte aan om vroegtydig met hulle banke in gesprek te tree indien hulle betalingsprobleme ervaar, eerder as om agterstallig verder op hulle skuld kan raak. Finansiële kenners waarsku dat verbruikers versigtig moet wees om verder skuld aan te gaan. Hulle beveel aan dat huishoudings begrotings opstel, onnodige uitgawes beperk en enige ekstra inkomste gebruik om uitstaande skulde te verminder. Indien rentekoerse in die komende maande verder daal en inflasie onder beheer bly, kan dit geleidelike druk op huishoudings verlig en help om toename in wanbetalings te beperk. Die Suid-Afrikaanse Protea vrouespan het hulle veldtog in die T20 Wêreldbeker op indrukwekkende wyse begin deur die Nederlandse vrouespan gemaklik in Bristol in Engeland te klop. Die groot held van die wedstryd was Tasman Brits, wat met uitstekende onoorwonde 114 lopies die grondslag vir die Protea se oorwinning gelê het. Brits het die Nederlandse bowlers van die begin af onder druk geplaas en die bal na alle dele van die veld geslaan. Haar beurt was gevul met kragtige houe en slim plasings, wat haar die welverdiende toekenning as speler van die wedstryd besorg het. Die Protea se toporde het 'n sterk vennootskap opgebou wat Suid-Afrika in staat gestel het om uitdagende totaal op die tellbord te plaas. Daarna die bowlers die druk voortgesit en die Nederlandse kolwers nooit die geleentheid gebied om die teiken ernstig te bedreig nie. Die Suid-Afrikaanse bowlers het gedissiplineerd gebou, gereeld paltjies geneem en die loopie tempo beperk. Uitstekende veldwerk en skerp vangwerk het verder bygedra tot die gemaklike oorwinning. Afrigters en ondersteuners sal veral bemoedig wees deur die span se gebalanseerde vertoning met beide kolwers en bowlers wat hulle rol uitstekend vervul het. Tasman Brits se onoorwonde 114 lopies sal lank onthou word as een van die beste individuele beurte deur 'n Suid-Afrikaanse speler in die T20 formaat en plaas die Proteas in 'n uitstekende posisie om momentum op te bou na mate die Wêreldbeker verder vorder. Die Suid-Afrikaanse onder 20 rugbyspan, beter bekend as die Junior Bokke, begin môre hulle aanslag in die wêreldkampioenskappe wanneer hulle teen Uruguay en Georgia gaan uitdraf. Die jong Bokke gaan die wedstryd as gunstelinge binne, maar die afrigtingspan het gewaarsku dat geen teenstander onderskat mag word nie. Uruguay die afgelope paar jaar groot vordering gemaak in jeugrugby en sal daarop uit wees om die Suid-Afrikaners vroeg in die toernooi te verras. Suid-Afrika het deeglik voorberei vir hierdie kampioenskap met verskeie oefenkampe en voorbereidingswedstryde. Die span beskik oor 'n sterk groep voorspelers en gevaarlike agterspelers wat die vermoë het om enige verdediging oop te breek. Die Junior Springbokke sal daarop fokus om met 'n oorwinning weg te spring, aangesien momentum in die openingsfase van die toernooi van kardinale belang is. 'n Sterk vertoning teen Uruguay kan die grondslag lê vir 'n suksesvolle veldtog en moontlike plek in die uitspelronde is. Die ondersteuners sal hoop dat die span die trots en tradisie van Suid-Afrikaanse jeugrugby kan voortsit en weer as die voorste aanspraakmakers op die titel na vore kan tree. Volgens die huidige Wimbledon vooruitskouing en wedrymarkte is Elena Rybakina een van die topgunstelinge in die vroue titel. Sy is nie net 'n dark horse nie, sy is konsekwent onder die twee topgunstelinge. Hoekom Rybakina as gunsteling tel, Wimbledon kampioen van 2022, sy weet hoe om op gras te kan wen, een van die beste dienspelers op die WTA toer. Max Verstappen se F1 toekoms by Red Bull staan se onder bespreking en vol spekulasie, maar die kernpunt is belangrik.
Verstappen het 'n langtermyn kontrak met Red Bull tot 2028. Daar is 'n prestasiegebaseerde uitstreekklausules wat beteken hy kan sekere voorwaardes gebruik om vroeër te vertrek. Red Bull neem enige moontlike vertrek baie ernstig op met interne druk en spanveranderinge wat die gesprek aanwakker. Wat hy self sê is 'n belangrike deel. Hy het onlangs aangedui dat hy meer tyd neem om oor sy toekoms te besluit en selfs oorweeg oor hoe lank hy nog in F1 wil aanbly. Hy het egter ook 'n vorige stelling bevestig dat hy geen onmiddellike plan het om Red Bull te verlaat nie. Die realiteite van die situasie is, sy korttermyn in 2026, hy het geen vaste, bevestigde skuif nie. Hy bly waarskynlik by Red Bull span in die medium termyn van 2027 tot 2028. Hier lê die onsekerheid afhangend van Red Bull se motorprestasie, die nuwe F1 regulasies, interne spanveranderinge en sy eie motivering om aan te hou. Hy is nie tans besig om amptelik te onderhandel vir onmiddellike skuif nie, maar hy is ook nie 100% vasgesluit en gevoel het hy gesê, die gesprek oor sy toekoms by Red Bull is aktief en word beïnvloed deur sy prestasie in die F1 se rigting. Tyrrell Hatton en John Ram gaan vir die Genesis skotties oop speel en dit maak hulle outomaties twee van die groot name om dop te hou. Belangrike konteks, hulle is ook Legion, 13 spanmaats in LFA Golf, beide het onlangs bevestig dat hulle die skottiese oop gaan speel. Die toernooi is sterk omdat dit co-sanction is tussen die DP World en die PGA veld, so baie wêreldtopspelers sal gaan speel. Hulle is nie noodwendig nommer 1 en 2 absolute gunstelinge nie, maar hulle is beslis in die topgroep van die kanshouers. John Ram, een van die sterkste spelers in wêreldgolf, 'n meervoudige major titel gewen. Tyrrell Hatton, hy is baie sterk in linksgolf en in moeilike kondisies. Hy het al Rolex series en groot DP World Tour titels gewen. Die Afrikaanse middelafstandatleet Luan Minnick is deur die Athletics Integrity Unit, die AIU, voorlopig geskort nadat hy met 'n moontlike oortreding van die anti-doping reëls verbind is. Volgens die eenheid het die atleet 'n kennisgewing van aanklag ontvang wat verband hou met die teenwoordigheid of gebruik van die verbode middel EPO. So wat beteken dit? Hy is voorlopig geskort. Hy mag nie aan kompetisies deelneem nie. Dit is deel van die ondersoekfase. Dit is nie 'n finale skuldigbevinding nie. Hy het die reg om sy saak te betwis en verdere toetse of verhore kan volg. Minnick is een van Suid-Afrika se top 1500 meter atlete en het onlangs internasionaal ook deelgeneem. Hy is in onlangse jare as een van die land se opkomende middelafstandatlete beskou. Daar is nog geen finale uitspraak nie en die saak is oop en hang af van die AIU se ondersoek en dissiplinêre prosesse. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1324, Polokwane 921, Lephalale 1024, Mbombela 1024, Mahikeng 1021, Pretoria 1122, Johannesburg 1119, Ermelo 519, Kalahari 1424, Gaborone 1222, Richards Bay 1527, Pietermaritzburg 1025, Durban 1525, Port St Johns 1530, Pongola 1325, Maputo 1726, Bethlehem 518, Bloemfontein 29, Alaval Noord 1020, Welkom 1020, Vryburg 922, Kimberley 1122, Appington 1525, Prieska 1324, Springbok 1125, Karlsburg 1426, Keetmanshoop 1425, Mariental 1527, Alexander Bay 1220, Brandvlei 1524, Loederitsbaai 1322, Vredendal 1329, Kaapstad 1423, Sutherland 1017, George 1525, Jeffreys Bay 1625, Caparra 1527, Graaff-Reinet 1020, Kapogalas 1120, De Aar 1120, Molteno 817, Beaufort West 1322, Oos-London 1628, Mabalani 1528. 'n Verkorte weerberig vir vandag. Die Weskaap gedeeltelik bewolk en koel tot matig warm. Die Noord-Kaap sonnig en droog, maar winderig oor die sentrale en suidoostelike dele. Die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk met geringe kans op ligte reën langs die kus. Vrystaat koud vroeg in die oggend, daarna sonnig tot gedeeltelik bewolk en matig warm. Noordwes-provinsie sonnig en droog met koel oggende en aangename middagtemperature. Gauteng provinsie sonnig en koel tot matig warm. Limpopo warm en meestal sonnig met min kans op enige reën. Mpumalanga gedeeltelik bewolk tot sonnig en droog.
KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en koel met vars suidwestewinde langs die kus. Ons markaanwyser vir die dag: die rand verhandel teen R16.57 teenoor Amerikaanse dollar. 'n pond kos R21.80. 'n euro verhandel teen R18.79. Australiese dollar kos R11.42. 'n yen kos 10 sent. Platinum kos $1,591. Palladium kos $1,195. Die prys van goud per fyn ons is $3,980. Die prys van silwer is $57.19. Die prys van Brent olie per vat is $73.74. Gedagte vir die dag: 'n vriendelike woord, 'n helpende hand en 'n dankbare hart kan iemand se dag verander. Saai vandag goed uit, waar jy ook al gaan, die oes daarvan sal groter wees as wat jy dink. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en naweek word verder vir almal toegewens.